'n Mens vergeet, 'n houtmik, 'n leervelletjie, 'n rek en 'n klip is soms al wat jy nodig het om as oorwinnaar uit die stryd te tree. Henk le Roux se skerp oog en sekure hande het om 'n plek in die Vrystaat-span besorg. Hy is op 'n missie om kettyskiet as 'n sport te laat herleef. Ons het gaan leer. Henk le Roux word op 'n plaas buite Stella groot en van kleins af skiet hulle teikens met 'n ketty plat. Hy het egter eers onlangs kompeterend begin teikens skiet en is tans die voorsitter van Vrystaat Ketty Skiet. Hy is ook die Vrystaat kampioen in sy afdeling. Henk, kan jy my 'n bietjie vertel van jou eerste ondervindinge met ketty skiet? Ek dink ek was so 5 jaar oud, op 'n plaas groot geword daar naby die Botswana grens. En daai jare kon ek raker skiet met 'n ketty as met die windbuks. Het oom deurlopend deur alle jare aanhou ketty skiet? Mense hou op so in 'n sekere tyd, maar jy skiet maar so tussendeur. En toe skielik kom dit hier in ons lewens in en nou skiet almal ketty. Jy het al 'n hele paar kompetisies onder die belt. Waar lê jy nou? Nommer 1 in die Vrystaat? Ja, nommer 1 in die Vrystaat. So dit verlede jaar was ons met die SA kampioenskappe. Toe het ek tweede gekom in die veterane afdeling. Die was skits van Mpumalanga, Gauteng en van die Kaap. Nou oom is baie beskaafd want oom is eintlik die voorsitter. Ja, die groot ding nou is om die ketty skiet te ontwikkel en om die skits te ontwikkel en die strukture in plek te kry. Maar dit is lekker, dit is amper soos 'n gesinssport. Wel, dis die ander ding, jou hele familie is betrokke, nê? Ja, my kleinseun Konrad by die hoërskoolkampioen is. Toe hy so 6-7 jaar was, toe leer ek om ketty skiet. En ek trek los en ek skiet teen die braaier vas en ek skiet die venster agter my stukkend. So toe leer ek om wat hy nie moet doen. Ja. So eintlik was ek 'n goeie leermeester. Kyk hoe skiet hy nou. Konrad, hoe lank skiet jy al ketty? Ek skiet nou al vir 1 jaar. Kompeterend. Ja. Ek het baie saam met my oupa geskiet toe ons klein was. Een keer het my ouma se vensterstuk geskiet, maar ons praat nie oor daar nie. So, hoeveel vensters het jy al uitgeskiet? 2 ten minste. 2 te veel. Ja. Mianay en jy? Ek skiet ook al vir 'n jaar ketty tannie. Hoe gereeld het jy geoefen? Meerendeels in die naweke tannie en dit vat tyd, dit is baie lekker. Dit is kompeterend. Meer mense moet deelneem aan ketty skiet. Omdat dit regtig net 'n sport is wat lekker is. Dit is ietsie wat jy in jou vrye tyd kan doen en ietsie net om al daai stres weg te kry. Hoe belangrik is dit om hierdie herlewing te koester? Ek dink dit is belangrik. Ketty skiet is 'n tradisie wat al jare en jare kom. En met die hulp van die voortrekkers wat 'n kultuurorganisasie is wat ons nou hande vat mee. So die ketty skiet en die voortrekkers werk so nou saam dat dit kan nie anders as om 'n sukses te wees nie. Ons in die voortrekkers gaan dit oor die kinders. Niks van hierdie is vir ons belangrik behalwe dat dit vir die kinders 'n vaardigheid aanleer en vir hulle met 'n ander inslag weer 'n bietjie selfvertroue leer. Ek sou byvoeg 'n sinvolle buitemuurse aktiwiteit wat jy aktief besig is. Die teikenafstande wissel tussen 5 en 20 meter. Valplate wat in verskillende groottes voorkom, word as teikens gebruik en elke deelnemer kry 10 balletjies en 5 minute om te skiet. Nou, watter ander tipe vorme van skietwerk is daar? Jy moet verskillende afstande, ouderdomsgroepe, verduidelik my 'n bietjie van dit. Die ouderdomsgroepe is onder 8 tot op veterane 60 en op. Vir die kleintjies het ons 5 meter. En dan die kompetisie skiet begin op 10, 15 en 20 meter. En die kompetisie werk so jy het 10 skote in 5 minute en jy het 2 rondes op elke afstand. Hoe moeilik is dit om ketty te skiet? Dit is nogal om die teikens raak te skiet nogal moeilik. Dit is nie so maklik nie. Jy het die regte toerusting nodig, jy het die regte tegniek nodig. Die veiligheid is die heel belangrikste reël. En dan moet jy net by 'n klap aansluit en oefen. Maar oom gaan my reg leer, nê? Ek gaan jou reg leer, behalwe as jy my kwaad maak. Sak hom 'n bietjie voor. Daar sê jy moet in 'n lyn wees, okay? Yay! Jy het hom. Ek onthou nog in die dae wat ons 'n hout, jy weet, in 'n leervelletjie gehad het. Hoe het dit ontwikkel van daar af? So ketty skiet is eintlik nie dat dit 'n hele nuwe ontwerp is nie. Dis basies die materiale wat ons gebruik wat net bietjie meer tegnologies advanced is. In die ou dae het ons maar met die haasrek en die rooi trekker tyres geskiet, maar deesdae skiet ons met
verskeie tipe latex van tubes na platbande. So dit is baie meer modern en dit is baie meer lekkerder want jy sien daar's actually 'n effek wanneer jy patroon skiet. Dit is nou een van die ketties waarvan ons praat wat meer gemoderniseer is. So jy sal sien hulle het even optical sights op dit, so dit kan jou help om actually baie beter en akkurater te mik. Hoe doen ons internasionaal? So internasionaal neem ons nog nie tans deel nie. So in 2023 het ons die Suid-Afrikaanse Ketty Federasie gestig. Dit behels basies om 'n tradisionele hobby in 'n professionele sport in te ontwikkel, sodat dit kan inval in die internasionale gemeenskap se reëls. En dit is 'n toekomstige visie van SASEF om natuurlik Springbok skitte daar uit te bring. Yes. Guys, sit hom langs jou neus met jou duim en al wat jy doen, maak jou arm net reguit. Moenie bang wees vir die rek nie, laat hy lekker rek en release. Well done. Mianay Becker is tans die hoërskool dogterskampioen. FJ van Aswegen is die laerskool 15 meter kampioen en Stian Marits is die laerskool 10 meter kampioen. Ketty skiet maak dit so lekker omdat dit is verskillende teikens, dis verskillende groottes. Hoe kleiner die sirkel, hoe meer punte dit tel. Dit is baie lekker want dit is ontspannend, dit is ook kompeterend want ek en Alexander byvoorbeeld, ons sou haasteiken gevat het, dan sou ons kyk wie kan die eerste om raak skiet en wie ook al is die beste skieter. Ek is 'n kampioen in die velditems. Wat dit moeilik maak is dit is ander teikens en as die wind nie wil saamwerk nie, moet jy maar met die omstandighede maar werk. En ek's baie goed in die 15 meter ketty skiet en ek's ook die beste skut van onder 13s. My pa het vir ek en my sussie 'n ketty gekry vir Kersfees, toe begin ons ketty skiet. Ek geniet dit om dit saam met my familie te doen want dit is iets wat mense kan saam doen. Ek skiet al ketties vir 6-9 maande al. Dit is my lekker om saam met my oupa te skiet om te weet hoe om te mik en alles raak te kry. Meestal van die kinders het by my skool geweet dat ek ketty skiet tot nou nie. Ons skiet dieselfde as die seuns as nie beter nie. Ketty skiet is duidelik 'n sport wat deur alle ouderdomme geniet kan word. Meneer Victor Bruin is 'n senior staatsadvokaat vir die Vrystaatse Direkteur van Openbare Vervolging. As sy vizier nie op beskuldiges ingestel is nie, rig hy dit op ketty teikens. Waar het jy begin ketty skiet en waar het jy daarvan gehoor? Ek is bekend gestel in die sport deur my vriend. Ons is 'n groepie mans wat nou maar skiet en eintlik maar kinders ook. Ons kinders skiet ook. Elke donderdag skiet ons. 'n Klomp manne saam met wie ek skiet is almal maar 'n klomp mededingende klomp mense. So mense sit maar met 'n uitdaging dat jy wil ook nie maar agterbly nie. So En jy het onlangs 'n silwer medalje verower. dit is in die 10 meter afstand gewees. Daar's verskillende afstande wat 'n mens skiet. So nou maar raak geskiet daai dag. Gebeur nie altyd nie. Wat is oom se toekomsdrome vir hierdie sport? Die groot droom is om oor 2 jaar aan die wêreldkampioenskappe deel te neem. Dat ons 'n Suid-Afrikaanse span kan kies om te gaan deelneem daar, van onder 8 af tot by veterane. Gaan oom deelneem? Ek gaan beslis deelneem. Nee, maar dan my geld is op oom. Ek sal probeer, hoor. Hoeveel lede is tans hier in die Vrystaat en ook nasionaal? Die Vrystaat het so 80 lede omtrent en nasionaal is so tussen 250 en 300 lede. Maar na hierdie Kwela insetsel dink ek daai nommers gaan klim. En nou gaan ons klim hier na 1000. Yes. Met 'n hart wat oorloop van vreugde vir die tydlose sport, 'n ferm greep, 'n skerp oog en 'n oop kop, is dit geen wonder dat hierdie klomp ketty skutte almal kampioene is nie. Maar hulle beter vas staan want ek beplan 'n aanslag op daai kampioenskaptitel. By die ketty skiet, dit was die eerste keer wat ek ketty geskiet het en toe het ek gewen. My boetie het my geleer, nou is ek beter as hy. Ek skiet actually beter as die seentjies, want ek skiet so lekker, ek kan nie eens ophou nie.